Goeiemôre broers en susters, dit is so lekker om saam met jou te kuier. Ons kan voel die winter is nou hier, né? Dit is 'n heerlike wintersdag en ons glo en ons vertrou dat u ook vandag warm sal word. Nie net deur die feit dat die Here saam met jou is nie, maar ook deur die feit dat jy sommer sulke lekker warm klere kan aantrek. Kom ons raak so 'n oomblik stil waar ons bymekaar is op hierdie manier. Ek wil hê jy moet dink aan die kruis, aan die oop graf en aan die verskyning van Jesus aan mense, ook aan jou. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat nooit laat vaar die werk van sy hande nie. Amen. Genade vir jou en vrede van God ons Vader, Jesus ons Here en die Heilige Gees wat my en jou vanmôre oor ver afstande bind. Ek gaan vanmôre 'n gedeelte lees, want in die kerklike jaar is ons nou tussen die opstanding en die hemelvaart. Hemelvaart is volgende donderdag aand. Jy kan ook inskakel volgende donderdag aand met ons hemelvaartdiens 6:30. So ons is nou in die fase waarin Jesus opgestaan het uit die dood uit en aan mense verskyn het. En ek dink die bekendste gedeelte van hierdie is wanneer hy aan Thomas verskyn en ook dan aan Petrus, en dan wanneer hy vir Petrus sê, hoorie, so het jy my lief. Kom ons lees Johannes 21 vers 15 tot 17. Toe hulle klaar was met ontbyt, vra Jesus Simon Petrus, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle? En hy sê vir hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, laat my lammers wei. Hy vra hom weer 'n tweede keer, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Hy sê vir hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, pas my skape op. Hy vra hom die derde keer, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? En Petrus het bedroef geword, omdat hy hom die derde keer gevra het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles, u weet dat ek u lief het. Jesus sê vir hom, laat my skape wei. Ek wil die 3 vrae wat hy aan Petrus vra, eintlik gebruik as die sleutel om hierdie gedeelte oop te sluit. Hy vra vir hom 3 vrae en ek sou dit nou so wou verwoord om te sê, Petrus, sien jy die lig wat inskyn deur die krake van jou lewe? En wat bedoel ek daarby? Nou moet jy onthou, Petrus was die ou wat in Matteus 16 voortvarend gesê het, u is die seun van God, en dan sê die Here, ek sal op my rots, jy sal die rots word van my kerk, ek sal my kerk op jou bou. Dan is hy die ou wat op die water loop, en dan is hy skielik na die golwe kyk, dan word hy bang, en dan val hy in die water, en dan sê hy, Here, red my, en dan sê hy, maar niemand sal jy gevange neem nie, en dan kap hy die soldaat se oor af, en dan kom hy by die haan wat kraai, en dan besef hy. So Petrus is nie 'n volmaakte kleipot nie, kom ons gebruik die voorbeeld. Petrus is nie 'n volmaakte mens nie, hy het menslike krake in hom. Hy het vrees in hom, hy het 'n onverstaan in hom, hy het ek wil amper sê 'n onloyaliteit in hom. Wanneer hy moes sê, Here, ek ken daai man toe die haan kraai, hy het nie dit in sy lyf nie. Hy het krake waardeur die lig skyn. En Petrus word 3 keer gevra, en daai 3 keer simboliseer ook vir my en vir jou die 2 kernwoorde in ons geloof. Die een is geloof en die ander een is genade. Dit is die woorde wat gebruik word ook in Hebreërs 11 vers 1 tot 3 oor wat is geloof. Geloof is vaste kennis en 'n vaste vertroue in die goed wat ons nie kan sien nie. So wanneer die Here dus vir Petrus vra, het jy my lief? Dan vra hy vir hom, weet jy wie is ek? Weet jy wie is ek?
En Petrus het nou op 'n baie harde manier geleer dat God kan nie in blokkies ingesit word nie. Hy het op 'n baie harde manier geleer dat God is absoluut uniek. As jy nou net dink aan Moses, wat by die brandende braambos is, wanneer Moses met hom praat en sê ek wil teruggaan, en sê hy ek is wie ek is. As hy op die berg kom, dan sê hy dis die wind, ek verskyn in die wind. So kan jy momente uit die Bybel uithaal waarin jy eintlik die onverstaanbare grootheid van God nie kan vasvat nie. En dit moet ek en jy ook vanmôre verstaan. Ons kan nie God in 'n boksie sit nie. Ons weet nie wat is sy naam nie. Ons weet hy is Vader. Want as ons geweet het dit is Vader Jakob, dan het ons geweet, o Jakob lyk so en so en so en so. Ons weet nie hoe hy lyk nie. Openbaring praat van dat jy in die troonsaal sal inbeweeg en jy sal nie kan opkyk nie, want so helder is sy klere wat hy aan het. So broers en susters, soos wat hy hier vir Petrus eintlik op 'n baie harde manier sê, jy sal nie my kan ken nie. Maar dan wat hy vir hom sê is, Petrus, jy is vir my belangrik. Jy is vir my belangrik. So wanneer ons praat oor geloof, wanneer ons praat oor God, dan sê ons kan nie God ten volle ken nie. Hy is te groot. Hy is te groot vir ons verstand. Dan sê ons vir mekaar, maar ons weet sekere goed van hom. En die woord wat ons die maklikste gebruik of die meeste gebruik is disippelskap. Ons sê, as ons God ken, is ons disippels van hom. Ons noem onsself Christene. So as ons disippels is van hom, dan is daar 'n paar karaktertrekke wat deel vorm van ons lewe. Een van die karaktertrekke is dat ons in 'n verhouding is met hom, maar ook in 'n verhouding met ander mense. Dis 'n disipel. 'n Disipel tree op teenoor ander mense en hoofsaaklik tree hy op in liefde en tree hy op deurdat hy homself gee. Eers wanneer jy soveel gee dat die persoon wat ontvang die vreugde kan ervaar van die ontvang, besef jy eers wat het jy gegee. Met ander woorde, as ek vir jou 'n speelding gee, vir my lekker om vir jou 'n speelding te gee, en jy maak daai speelding oop, en jy is in ekstase oor daai speelding wat ek vir jou gegee het, dan eers word ek bly. Ek word bly wanneer jy baie bly is oor dit wat jy ontvang. En dis wat disippels moet doen. Disippels moet daardie boodskap van die lig wat gekom het en deur die krake skyn, moet dit dra. En die disippels moet kan sê, luister, weet jy, ons vertrou die Here. Hy is die een wat ons laste sal dra. Hy is die een wat ons toekoms sal dra. Hy sê in Deuteronomium 31, ek sal jou nie alleen laat nie, en ek sal jou ook nie in die steek laat nie. Moenie bang wees nie. Josua, moenie bang wees nie. Seker 9 keer in daai 17 eerste verse. Psalms, hoeveel psalms is daar? Die Here is my herder. So regdeur as jy die kennis het as disipel, moet jy begin besef, die lig skyn. Jy moet net jou oë oopmaak, dan sal jy sien hoe God inspeel in mense se lewens. Hoe mense daarop reageer is heeltemal iets anders. Party mense reageer daarop deur te sê, dit is sommer 'n pie in the sky. Ander mense reageer daarop en sê, die Here hoor my nie. Ander mense reageer daarop deur te sê, o, die Here is wonderlik, kyk net hoe wonderlik is hy en. Ons reageer verskillend. En dis waar die genade inkom. Want die genade maak dat ek en jy iets kan verstaan, iets probeer verstaan, dat God in beheer is. Dis wat genade doen. Genade is die terugval in God se hande en in God se arms. Genade is nie goedkoop nie. Genade word geskenk om vir jou en vir my meer as 2 kansse te gee oor ons lewe.
As hy sy lyn moes trek en sê maar, jy is stout, jy het gebreek, jy vervloek my, jy luister nie na wat ek vir jou sê nie, dan sou hy ons moes uitdelg. Maar genade maak dat ek kan leef. Nou het ons gesê, geloof is kennis, maar geloof is ook vaste vertroue. En ons het gesê, die hele gesprek wat die Here eintlik met Petrus het, is 'n gesprek om daai te beklemtoon, om te sê, Petrus, ken jy my? Ken jy my? Nou hoe hy dit vra, is hy vra, het jy my lief? Nou in Afrikaans het ons nie verskillende woorde vir liefde nie. Maar in Grieks het ons verskillende woorde. So wat hy doen is, hy sê, Petrus, het jy my agape lief? Nou dit beteken hy stel 'n standaard wat eintlik onmoontlik is vir my en vir jou om by uit te kom. En Petrus weet dit. En daarom sê Petrus, Here, U weet dat ek U lief het, maar dat ek nie dit reg kan kry nie. Dan vra hy vir hom weer 'n keer, het jy my phileo lief? Weer is Petrus se antwoord 'n gebroke antwoord, 'n stikkende antwoord, 'n antwoord wat sê, eintlik is ek in die genade, maar ek kan U nie regtig met soveel oorgawe lief hê soos wat U van my vra wat ek moet hê nie. En dan is dit interessant, en dan kom hy by die derde vraag. Dan sê hy weer, Petrus, het jy my phileo lief? En die phileo is 'n liefde wat eintlik is op die plek waar ek en jy is. Dit ontmoet my en jou waar ons is. En dit vra nie 'n standaard van liefde wat ek en jy nie kan nakom nie. Maar dit vra 'n liefde wat in my gebrokenheid, in die genade van God, waarmee ek kan leef. En dit maak daardie phileo so kosbaar. Want sien broers en susters, God in genade ontmoet God ons waar ons is. Hy ontmoet ons nie op 'n ander plek nie. Hy kom na waar ek en jy vanmôre is. Dit maak nie saak waar ons is nie. Miskien is jy in 'n huwelikskrisis, miskien is jy in 'n depressie, miskien is jy verskriklik bekommerd oor jou geld, miskien is jy bekommerd oor jou gesondheid en moet jy gaan vir een of ander groot operasie. Dit maak nie saak nie. Die punt is, hy ontmoet jou vanmôre hier waar ek en jy hier sit. Dis waar hy ons ontmoet. En dis sy genade. So as ek alles kan saamvat, dan sê ek, die geloof is iets van disipelskap, iets van die eienskappe of karaktertrekke van God, ons verhoudingslewe, ons hulp, ons gee van mense, ons betrokkenheid by siek mense, by mense in nood en. Dis disipelskap, want ons sal God nooit in 'n boksie kan plaas nie. Maar ons is sy volgelinge en sy volgelinge leer ons, uit die woord uit leer ons dat hy vir ons sekere goeders vra wat ons moet doen. Ons sou ook kon bysit, gaan dan, doop dan en leer dan, wanneer Christus opvaar donderdag met hemelvaart. Maar dan die tweede moment wat bykom is die genade moment. Dis die moment waar God vir ons sê, ek ontmoet jou waar jy is. Ek ontmoet jou waar jy is. En genade is dat ek en jy die lig sal sien wat deur die krake in ons lewe na binne skyn. Daardie lekker warm sonnetjie in die wintermaande wat my en jou laat warm word, wat ons laat voel hoor die somme, ons kan, ons mag en ons gaan saam met die Here pad stap. Mag jy 'n wonderlike dag hê. Amen. Here, ons glo dat U ook vandag met elkeen van ons praat. Het sy dit is deur 'n bevestiging van dat U genade is vir ons genoeg. Het sy dit 'n oproep is dat ons disipelskap, ons geloof in Christus baie ernstiger moet opneem. Het sy dit is dat ons vanmôre weer vir mekaar sê, weet jy, ons moet gee, onsself gee, vir siek mense, vir mense wat naby aan ons vriende, ons kinders, ons moet gee, sodat ons hulle kan groot kry en groot maak, soos wat die Here wil. Dankie dat ons vanmôre kan terugval in die genade.
Amen. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees by en met jou bly.